En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Nou stop net gou daar. Ek en julle lees baie vinnig. Ons lees tent van samekoms sonder om te dink. Samekoms van wie? Samekoms van God en sy mense. Dis die tabernakels, die tent wat opgeslaan is, wat die teenwoordigheid van God voorstel en dat hulle in die teenwoordigheid van God inkom. Vers 3, dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring. Die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer. By die niere moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En as sy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die Here, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi. As hy 'n skaaplam bring as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring en sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag voor die tent van samekoms, en die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die Here bring, die hele vetstert, naby die stuitjie moet hy dit wegneem, en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die Here. En as hy offer 'n bok is, nou let net gou op, weer dieselfde as in hoofstuk 1, 3 verskillendes, al wat dit beteken, dis nie verskillende diere vir verskillende offers nie, 'n bees, 'n ram of 'n bok, 'n skaap of 'n bok, beteken dat God voorsiening maak vir almal. As jy beeste het, bring 'n bees, as jy skaap het, bring 'n skaap, as jy bok het, bring 'n bok. So God sluit niemand uit. Dis alhoekom hy dit 3 keer, en nou gaan hy dit weer herhaal, vers 12. En as hy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring, en sy hand op die kop daarvan lê, en dit slag voor die tent van samekoms, en die seuns van Aaron met die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy daarvan sy offer as vuuroffer aan die Here bring, die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Here. En 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet nie. Nou, een van my vrese met die nagmaal gewoonlik is dat ons die nagmaal net uit gewoonheid gebruik. Ons word met dit groot, maak nie saak wat 'n kerkie groot geword het nie. Ons word maar redelik met dit groot dat dit op 'n spesifieke tyd gebruik word. In ons gemeente, die eerste Sondag, die oggend van die oggenddiens, die 3de Sondag van die maand by die aanddiens. Ons weet al wanneer dit nagmaal gaan wees. Ons is al so gewoond aan wat die predikant sê as hy dit bedien. Ek bid dat die Here ons sal help vanoggend, dat hierdie hoofstuk ons sal help, dat selfs die nagmaal vanoggend vir ons baie spesiaal sal wees. Byvoorbeeld, weet julle, van hierdie offers moet julle vanoggend verstaan as 'n ete saam met die Here. Levitikus 3, die offers in die eerste paar hoofstukke van Levitikus, die 5 offers word 2 keer bespreek. Dit word in die eerste paar hoofstukke en dan word dit herhaal. Byvoorbeeld in Levitikus 7 gaan ons weer van hierdie offer lees. En wat hierdie offer interessant maak, waarvan ek nou gelees het, is in hoofstuk 1 is die hele dier verbrand. Onthou julle dit? Niemand kry niks, alles word aan God geoffer. Hierdie offer in hoofstuk 3, as jy hoofstuk 3 en hoofstuk 7 saam lees, die dankoffer of die vredeoffer, ek sal nou vir julle die name verduidelik. God kry 'n deel, hy kry die beste. Ek gaan nie eens tyd hê vir dit vanoggend nie. God kry die beste, die vet. Dis wat hulle sou verstaan. Ek weet jou die eet sê jy mag nie vet eet nie, maar in daardie tyd was vet die beste deel van die offer gewees. Daar is interessante dinge selfs onder die heidense volke dat lewer onder heidense afgode gebruik was om waarsêry toe te pas. En God kom in 'n sekere sin en hy sê nee, bring daai vir my, julle vertrou my, julle het nie waarsêers nodig nie, maar dis iets vir 'n ander tyd. Ek gaan nie eens al daai goed vanoggend kan noem nie. Maar let op dat God kry 'n deel, die priesters kry 'n deel en as jy hoofstuk 7 deurlees, die persoon wat offer
kry van dit, en hy kan dit wat oorbly huis toe vat. So hierdie is 'n ete. En wat interessant is met hierdie offer, is dat dit is 'n offer binne die teenwoordigheid van die Here. Nou, in die nagmaal, dink ek en julle aan 'n ete wat Jesus saam met die disippels gevier het. Nee. In 1 Korintiërs 11 word die nagmaal verduidelik binne die konteks van 'n gemeente wat saam eet in die teenwoordigheid van die Here. So wat ek gaan doen is, weet julle, dis hierdie saam eet, en dit klink vreemd, dit klink vir my vreemd as ek dit sê, maar dit is hierdie saam eet in die teenwoordigheid van God. Kom, ek stel dit nog meer vreemd, dit is hierdie saam met God eet, wat ek en julle partykeer nie verstaan nie. Dit is wat my Woensdae aande getref het in Eksodus 24. As jy 'n Bybel voor jou het, kyk net gou in Eksodus 24. Ek het dit vir julle genoem, daai Woensdag aand, ek het dit genoem in Levitikus 1, maar dit is besonder spesiaal. Ek het dit vanoggend gebid, daar is nie 'n beter plek om hier te wees, om te wees as hierson nie. In Eksodus 24 vers 5, volg gou daarso. Vers 5 sê, en hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer, en as dankoffers bulle vir die Here geslag. Sien julle dit raak? Daai bloed is toe teen die altaar uitgegooi, verduidelik Eksodus 24, gaan af na vers 10 toe. En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Vers 11, maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie. Beteken hulle het iets van God gesien en hulle het bly lewe, want God het nou net 'n verbond met hulle ingestel. En dan sê hy dit in vers 11, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. En dit behoort vir jou baie spesiaal te wees. Dat wanneer God kom en ons nooi, die tabernakel is dit, dis 'n uitnodiging na God toe. En in die sekere sin is die nagmaal baie, baie persoonlik, 'n ete in die teenwoordigheid van Christus. So aangesien dit dan so is, kom ek kies vanoggend 'n vreemde tema. Kom ons noem vanoggend die ABC's van 'n ete saam met God. En ek hoop ek gaan dit vir julle eenvoudig kan verduidelik. Hierdie is in die vorm van 'n offer. Kom ons noem dit die aard van die offer, die A, die aard van die offer, B, die betekenis van die offer, en C, Christus as die offer, uit die gedeelte uit. Kom ons kyk na die aard van die offer. Met ander woorde, wat se tipe offer is hierdie? Hoe moet ons dit verstaan? In hoofstuk 1 het ons 'n brandoffer, waar jy vergifnis vir jou sondes ontvang. In hoofstuk 2 het ons 'n graanoffer, waarin jy alles aan die Here toewy, wat beteken jy het vergifnis vir jou sondes ontvang. Die volgende logiese stap is, nou kom jy en jy wy jouself toe aan die Here. Romeine 12 gebruik daai selfde tipe taal, en Romeine 6 stel elke deel van julle liggame aan God dan as 'n welgevalle offer wat vir hom aanneemlik is. So in hoofstuk 3, ons teks in die ou vertaling verwys na 'n dankoffer in vers 1. Vers 1 sê, en as dankoffer sy diens is. Weet jy Engelse vertaling hierso? Cindy, wat lees julle vertaling in vers 1? Ek wil net gou, weet julle, hier is iets belangrik vanoggend, want jy gaan in verskillende vertalings verskillende woorde kry. Wat lees jou vertaling? Vers 1. Ja. Now, if his offering is a sacrifice of peace offerings, if he is going to offer out of the herd, Okay. whether male or female, he shall offer it without being put to the Okay, haar vertaling gebruik die woord peace offering, wat party van die Engelse vertalings gebruik. Die Afrikaanse nuwe vertaling, ek weet nie of enigiemand 'n nuwe vertaling hier het vanoggend nie, maar as jy 'n nuwe vertaling het, die 83 vertaling gebruik hy die woord 'n maaltydoffer. So ons het dankoffer, peace offering, maaltydoffer. Die ISV en die ESV gebruik die woord peace offering. Die Good News Bible en die NIV, die New International Version, gebruik die woord fellowship offering. En nou sit jy met 'n vraag in jou voorbereiding, watter woord is dit nou? Is dit net 'n dankoffer? Is dit 'n vredeoffer? En gewoonlik as die vertalings verskillende woorde gebruik, dan is dit omdat daai Hebreëse woord nie met een Afrikaanse woord of een Engelse woord volledig beskryf kan word nie. Dis gewoonlik. En dit is in hierdie geval ook dan so. Daai woord, as ek die woord in Hebreëse sê shalom, klink amper soos shalom. En shalom beteken vrede. Is nie 'n moeilike woord nie. Daai woord is baie nou verbind in dit. Inteendeel, die woord shalom word ook gebruik vir vrede, net so shalom.
Dit verwys partykeer na dank, om dank te bring. Dit verwys partykeer na vrede, waar daar vrede tussen iemand is. Nou ek gaan julle nie vanoggend verveel met 'n taalles nie, maar wat ek wil hê julle moet verstaan oor die aard van die offer is dit, in alle eenvoud, en verskoon nou ek hou nie van hierdie Engelse woord nie, maar ek sal dit in Afrikaans ook sê, in alle eenvoud, is daai woord gebruik om te sê, jy is okay. Dis wat daai woord beteken. As ek sê dit beteken jy is reg, bedoel ek nie in die sin van reg of verkeerd met iets wat jy sê nie. As ek sê reg, dan beteken dit jy is reg in jou verhouding met iemand. Dis hoekom die woord eintlik, okay sê dit vir my mooi. Hoe voel jy? Nee, ek is okay. Dit is regtig wat daai woord sou beteken het en hulle verstaan. Dit sou daarop dui dat jy veilig is. Veiligheid het nogal 'n deel van daai woord. Dit sou beteken het dat jy is reg met God. En dis die basis van daai woord. Daar is vrede tussen jou en God, jy is reg met God. Dit was 'n algemene spreekterm. Blaai gou na Genesis 37 toe. Dalk moet ek vir julle een voorbeeld wys, en dit help ons met woorde in die Bybel. Presies dieselfde woord word in Genesis 37 vers 4 gebruik. Nou julle moet onthou, Josef se broers het niks van hom gehou nie. Kyk, hulle het hom gesien as verwaand en arrogant, nê. Genesis, hier is die teenoorgestelde, maar dieselfde woord. Genesis 37 vers 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat, en sien julle daai woorde, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Sien julle daai woorde? Is dieselfde woorde, hy was nie shalem nie. Daar was nie vriendelikheid tussen hulle nie. So as ons daai woord Levitikus toe vat en op ander plekke in die Bybel, daar's nog in die Ou Testament wat dit duidelik maak, daai woord beteken, daar is vriendelikheid, daar is vrede, daar is 'n regte verhouding tussen jou en God. En dit help ons om die aard van die offer te verstaan. En nou wil ek vanoggend vir julle vra, predikante en pastore beïndruk ons baie keer omdat dit lyk of hulle geheimenisse raak sien wat ander mense nie kan nie. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, hoor. Die Bybel is nie so nie, die Bybel is vir almal gegee. Ons dink baie keer te diep. Nou help julle my gou vanoggend, waar is 'n beter manier om vir iemand te wys dat jy niks teen hom het nie, as om hom te nooi vir 'n ete? In die Oosterse samelewing, in die Oosterse wêreld, was saam eet 'n teken van vriendskap en dat alles reg is. Dis in ons lewens ook so. 'n dom voorbeeld, 'n ruk terug sê iemand vir my, een gelowige wat vies was vir 'n ander gelowige, en hy sê, en die persoon sê wel, ons het vergewe, en ek sê vir die persoon, jy weet so, jy sal daarom saam met die ou weer om 'n braaivleisvuur kan staan in sy handskit. En hy sê ja, enige tyd. En dis dit. Want baie keer sê ons, weet jy wat, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie saam jou kuier, ek gaan nie saam jou eet. Hierdie is iets baie persoonliks. Die aard van die offer is persoonlik. Om saam met iemand te eet is persoonlik. Daarom verkies ek die woord van die Engelse vertalings wat dit vertaal met 'n fellowship offering. Die woord maaltydoffer is 'n baie goeie woord om te gebruik. Dit hou op die gemeenskap tussen my en julle en die Here. Dis 'n fellowship offering, 'n gemeenskapsoffer, 'n gemeenskaplike offer wat tussen ons en die Here. Dit is iets spesiaals. En vir God is dit besonder spesiaal. God wil hê ons moet dit raak sien. Blaai na Deuteronomium toe. Hoor net gou wat verwag die Here van ons. Want ek en julle lees die offers en dit klink vir ons so ver van ons af. Ons verstaan nie hierdie goed nie. Deuteronomium 27 vanaf vers 5. Kyk gou daar saam met my. Hierdie verse behoort ek en julle te onderstreep. Moenie hierdie nou lees as wette nie. Natuurlik is dit wette wat God neerlê. Maar lees dit en sien die hart van die Here raak en wat al die dinge beteken. Vers 5. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Van ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou en jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. Hoor nou vers 7. Ook moet jy dankoffers, dieselfde wat ons nou in Levitikus 3 hanteer, slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. Luister gou mooi, as mense vir jou sê die Ou Testament is te ernstig en God wil nie jy moet bly wees nie, dan verstaan ons nie die Ou Testament nie. God nooi ons juis na sy teenwoordigheid toe, sodat ek en julle met vreugde in die aangesig van die Here kan eet
en saam kan kuier. Dis wat daai woorde beteken. Julle sien, die offersisteem is vir my en julle vreemd en ons lees dit nie graag nie, maar die offersisteem het alles te doen met ons gemeenskap met God. Die offersisteem het alles te doen met ons verhouding met die Here. Selfs die een woord wat vir offer gebruik word, daar's 3 woorde vir offer in vers 1. Maar net vir interessantheid, die een woord wat vir offer gebruik word, die woord korban, beteken wanneer jy naby kom. En dis die doel van die offersisteem, om naby aan God te kan kom, want ek en julle kan nie uit onsself uit nie. En God sê vir die volk, as jy dan naby wil kom, hier's hoe. En God verskaf 'n metode hoe om naby aan hom te kom. Die hele offersisteem het te doen met ons verhouding met die Here. En hopelik sal jy ook nou anders na die offers kyk. Hopelik wanneer jy die Ou Testament deurlees en al daai offers sien, sal jy dit sien as iets wat God daar gestel het, dat ons naby aan hom kan kom. Net vir interessantheid, in vers 11, kyk gou in vers 11, en die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys. Groot Afrikaanse woord. As ek en julle gaan braai, sê ons nie vir mekaar ek nooi jou vir 'n vuurofferspys nie. Dis nie die woord wat ek en julle gebruik nie. Daai woord is die woord maaltyd. Dit verwys na kos om saam te eet. Dieselfde in vers 16, en die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys, as 'n maaltyd en 'n lieflike geur aan die Here. So hierdie is 'n maaltydoffer. Dis 'n mooi woord. Dit dui op 'n verhouding wat reg is. Nog net een ding wat belangrik is vanoggend om te verstaan, en ek moet dit sê, jy kan nie 'n maaltyd saam met die Here geniet as hoofstuk 1 en 2 nie waar is van jou nie. Jy kan nie 'n maaltyd van die Here geniet as jy nie in Christus is nie, as daar nie 'n offer was vir jou sonde nie. Kan jy 'n maaltyd met die Here geniet as jy jouself nie toegewy het aan die Here nie, hoofstuk 2. Hoofstuk 3 volg met rede op die eerste 2 hoofstukke. Jy kan nie sonder dit, want die eerste ding wat jy sou sien, ek het dit gesê, as in die tabernakel inkom, die eerste ding wat jy sou sien, is die brandaltaar. En dit sal jou herinner, voor ek by God kom, is daar 'n offer tussen my en die Here nodig. So dis vanoggend belangrik om te verstaan. En dit is wat ons ook met die nagmaal doen. Kan ek dit vanoggend sê regtig in alle erns? As jy nie in Christus is nie, as jou hoop op verlossing nie Christus alleen is nie, eerstens. Tweedens, en as jou lewe dit nie wys in toewyding nie. En ek sê nie met toewyding verdien jy dit nie, ek sê toewyding is die bewys dat stap 1 waar is, nie. Dan is die nagmaal nie vir jou nie. Dan is die nagmaal iets wat gelowiges vanoggend voor jou gebruik, om te sê dis waar ons is. Die oplossing is, kyk na dit wat die Here vir jou gedoen het. Maar moenie na God toe probeer gaan, en jy gebruik hierdie ete, maar jy minag Christus nie. Dit sou die punt wees. Kyk gou in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Blaai gou na 1 Korintiërs hoofstuk 10 toe. Met vir julle so 'n klein deel daar lees. Kyk saam met my in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Kan julle iets van Levitikus 3 in die nagmaal raak sien? Dat dit dui op die gemeenskap wat ons met ons Here Jesus Christus het, ons verhouding met hom wat reg is. Dis wat die nagmaal ons aan herinner. Ek weet 'n vraag wat jy het is dalk, maar Jannie, hoe maak ons nou met die versoendag? Dis 1 keer 'n jaar gewees waar Christus ons sondes vergewe het, maar hierdie is 'n dankoffer wat gereeld gebeur. Ek sal nou iets oor dit verduidelik. So eerstens die aard van die offer. Dit is 'n maaltydoffer met die Here. Dis God wat sy volk uitnooi om saam met hom te kom eet. En dis nie asof die volk sou verstaan het, God het kos nodig om aan die lewe te bly nie. Dit was 'n mooi beeld van iets wat reg is tussen God en sy mense. Die B, as ons praat van die ABC van 'n ete saam met die Here, die B, die betekenis van die offer. Julle behoort vrae te gehad het oor byvoorbeeld vers 3 wat sê, dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring, die vet wat oor die binnegoed lê, en die vet aan die binnegoed is, die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, die lap aan die lewer, en al daardie tipe dinge. Nou ek gaan nie in dit alles vanoggend ingaan nie. Al waarop daai dui in alle eenvoud,
dit was die beste deel van die offer. Dat wanneer ek vir die Here gee, gee ek die beste. Ons gesin en my pa, ek het groot geword in 'n huis waar ek so iets kan verstaan van van vers 9 van 'n skaapstertjie. 'n Skaapstertjie in ons huis was heilig. Hy was afgesonder van my pa. Jy vat nie aan die skaapstertjie nie. En ons kan iets van dit verstaan dat hierdie is om die beste vir die Here te gee. Maar wat ek wel wil doen, wat jy behoort te tref in vers 2, kyk gou vers 2, en hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent, en die seuns van Aaron moet die bloed rondom die altaar uitgooi. Vers 8, hy moet dit slag en die bloed rondom die altaar uitgooi. Vers 13, hy moet dit slag en die bloed rondom die altaar uitgooi. Nou ek gaan vanoggend net 2 of 3 minute vat om vir julle te help soos wat ek wou verstaan, wat is die storie met al die bloed? Kom ons klaar dit uit vanoggend. Ek het dit vir myself uitgeklaar en dit het my ongelooflik gehelp. Nie net Levitikus is gevul met bloed nie. Exodus is gevul met bloed. Die Ou Testament, die woord bloed oor en oor en oor. Die Nuwe Testament. In Johannes 6 kom Jesus en hy sê vir mense, ek dink is vers 51 of 53, en hy sê vir mense, hy wat die liggaam, die vlees van my eet en my bloed drink, hy het die ewige lewe. Dit was so erg dat die meeste mense op grond van daai woorde weggedraai het van Jesus af, want wat is die storie met hierdie hom eet en hom drink? In die nagmaal sit ek en julle kyk na 'n nagmaaltafel met brood wat verteenwoordig, Christus se liggaam wat geoffer is. Ons sit en kyk vir glasies en 'n groot fles wat vol rooi vloeistof is, wat waaraan herinner? Aan die bloed. En die Bybel noem 3 keer meer van die bloed van Christus as die kruis van Christus. Daar is soveel dinge wat gesê word wat ek en julle in die bloed van Christus geniet. Ek wil net iets oor dit verduidelik. Dis dalk vanoggend nodig om dit te doen. Wat is dit met al die bloed in die Bybel? Skrywer Anthony Carter skryf dit, en ek haal hom in Engels aan. If the history of redemption is a story told in pictures, the blood of Christ is the paint with which that story is portrayed. Reg deur die Bybel kleur die bloed ons verlossing in. So, en hy skryf dit omdat die Bybel so baie sê oor bloed. Kom ek hou dit eenvoudig. My gebed is vanoggend dat selfs die kindertjies iets hiervan kan verstaan vanoggend. Wat is die storie met al die bloed? As ek vir die kinders sou vra, wat gebeur as al jou bloed uit jou liggaam uitloop? Wat gaan met jou gebeur? Jy sal, Elisabeth, doodgaan as al jou bloed uit jou liggaam uitvloei. En dis 'n Bybelse beginsel. Reeds in Genesis, die lewe is in die bloed. Dis 'n Bybelse beginsel. Baie kerke maak te veel van die bloed. Hulle maak asof daar een of ander magiese krag in 'n druppeltjie bloed was. Dis nie waarvan die bloed praat in die Bybel nie. Die lewe is in die bloed. Ons kyk die naweek 'n storie, ek en Salome, en net in alle eenvoud, die hele wêreld verstaan dit. En 2 polismanne beklei met 'n skelm. Nou hulle wys nie alles nie, maar hulle beklei met die skelm, en die skelm slaan hom oor die kop en hy lê. En die een polisman sê vir die ander ene, hoorie, sit vir hom boeie aan. En die ander polisman sê vir hom, hoekom het ek boeie aan sit? Hy sê, hy's dood. En die ou sê, hoe weet jy hy's dood? Is jy so slim? Hy sê, hoorie, as daar meer bloed buite hom is as binne in hom, is hy dood. En ons verstaan die beginsel. Dis nie iets moeiliks nie. Daar is letterlik in die wêreld elke 2 sekondes iemand wat 'n bloedoortapping nodig het. Elke 2 sekondes om hulle lewe te red. 1 punt bloed kan 3 mense se lewens red. Dis nie 'n moeilike beginsel nie. Nou hoekom soveel bloed in die Bybel? Hier's die antwoord. Omdat daar soveel sonde is. Op die vraag hoekom soveel bloed? Hoekom is dit so bloederig? Want dit is hoe sonde lyk. Bloed is die gevolge van sonde. As jy bloed sien wat gestort word, wat iemand se dood beteken, behoort dit vir jou te sê, dit is hoe sonde lyk. Dis hoe gebroke hierdie wêreld is. Nou, interessant, voor die sondeval lees jy nie veel van bloed nie, né? Maar na die sondeval, met die sondeval, lees ons dat God vir die mens en sy vrou, vir Adam en Eva, wat gemaak het? Klere, van wat? Van 'n vel. Nou, ek kan dit nie met sekerheid sê nie. Daar was nie dood voor dit nie. Kan julle dink hoe sou dit vir Adam en Eva lyk die eerste keer as 'n dier geslag word? En hy's dood? Dit sou iets verskriklik wees. Ek was as kind en ek is nog steeds ontstel. Ek weet diere word geslag en ek is baie lief vir 'n stuk steak. Maar ek is nie die ou wat 'n dier slag nie.
Ek het al 'n geleentheid gehad 1 of 2 keer om 'n bok te skiet as ons gaan jag. Ek gaan saam met mense. Kon dit nie oor my hart kry nie. Ek sê nee, jy kan maar skiet. Die goed is nog steeds vir my ontstellend. My persoonlikheid is maar net so. Kan julle onthou toe Kain vir Abel doodgeslaan het? Wie weet wat het die Here vir hom gesê? Genesis 4 vers 10. En die Here sê vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my toe van die aarde af. Julle het dit al opgelet? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af, want die lewe is in die bloed. Kom ek gebruik dit as 'n beeld. In die Ou Testament praat bloed baie hard. Kom ons noem dit so. In die Ou Testament praat bloed hard. Bloed het uitgeroep hoe lelik sonde is. Nou wat is die punt in Levitikus? Elke keer wanneer 'n Israeliet sou kom en 'n offer bring, of dit die brandoffer was, of selfs net om dinge tussen hom en die Here reg te stel, om te wys dat dit reg is, moes hy herinner word dat daar was sonde, dood is die prys van sonde, en die bloed sou dit vir hom wys. Want as God regverdig is, ek het dit in hoofstuk 1 gesê, as God gesê het, Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, en hy is 'n regverdige regter, wat moet God met jou doen as jy sonde doen? Hy moet jou doodmaak. Maar God het 'n offersisteem daar gestel, waar iets in jou plek sterf. Daar moet dood wees. En dit is wat ek en julle herdenk met die nagmaal. Nog iets in vers 2, 8 en 13, is hy het elke keer sy kop op die offer gesit. Sien julle dit? Vers 2, vers 8 en vers 13, ek het dit in hoofstuk 1 verduidelik. Dit beteken jy identifiseer met daai dier, daai offer, daai ram of daai bok, gaan in jou plek. Die woord leuen is weer eens daai woord waar jy hart op dit steun, dis wat geloof is. Geloof in Christus is om op Christus te steun, dat hy my offer is, dat hy vir my genoeg is. Ek word by God aanvaar, nie op terme van wie ek is nie, maar op terme van wie hy is. En dan word die offer in my plek doodgemaak. Die offer sterf die dood wat ek moes sterf. En dis wat ons herdenk in die nagmaal vanoggend. Wanneer ons brood eet van 'n liggaam wat geoffer is, en wanneer ons druiwesap drink van bloed wat gevloei het, dan is dit Christus in ons plek. Kom ons gaan oor na dit, die derde punt, die C. Christus as die offer. Janie, hoe kom jy by Christus uit Levitikus uit? Ek weet ek en julle die Nuwe Testament, ons bring nie meer offers nie. Nee. Ons lewe nie meer soos daai mense nie. Ons bring nie bokke en skape en duwe en allerlei dinge na priesters toe nie. Ons sien nie hoe bloed oor iets uitgestrooi word nie. Hoekom nie? Kolossense hoofstuk 1. Kolossense hoofstuk 1, kom ons verduidelik Christus as die offer, en dan gebruik ons saam hierdie maaltyd in die teenwoordigheid van die Here. In Kolossense hoofstuk 1, vers 19, kyk gou daarso. Nou moet julle net gou luister. Paulus skryf vir heidene wat nie deel was van die volk van God nie, in Kolossense. Nou sê hy vir ons, dis ons. Vers 19 sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom, dis in Christus, die ganse volheid sou woon, ek is nou, ja, is die regte een, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy, en hoor nou hierdie woorde, vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Sien julle dit raak? Vredeoffer, dis reggemaak. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook vir julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind was, deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle te heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Sien julle wat sê vers 21? Ons was in vyandskap teen God, ons was nie reg nie, ons was nie shalem nie. Daar was nie shalem nie, daar was nie vrede tussen ons en God nie. En hoe het ons dit gekry? Deur Christus se bloed. En dan lig Paulus iets uit, hy sê deur sy liggaam. Want daar was ouens in die Kolossense gemeente wat gesê het, hierdie is iets wat net geestelik gebeur en nie fisies nie. Daar was 'n fisiese offer vir dit gewees. Hoe pas dit in met die Ou Testament? Hebreërs hoofstuk 9. En ek het al gesê, Hebreërs is amper 'n kommentaar op Levitikus. As jy Hebreërs deurlees en jy het nie Levitikus gelees nie, gaan jy baie dinge nie verstaan nie. Hebreërs 9, kyk van vers 11 af. Ek gaan net 4 versies lees. Vers 11 sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade,
het deur die groter en volmaakter tabernakel, onthou nou tabernakel, waar ons gaan om met God te ontmoet, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en as die van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder met smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die punt is dit, as die bokke in die Ou Testament moes oor en oor geoffer word as 'n herinnering, want dit kon dit nooit volkome doen nie, maar Christus het dit volkome gedoen. Hoekom bring ek en julle nie meer offers nie? Want Christus is genoeg. En daarom het ek en julle 'n herinneringsmaal in die nagmaal. Ons bring nie meer 'n offer volgende nie. Ons is nie soos sekere sektes wat glo dat met die nagmaal kruisig jy Christus weer asof jy weer 'n offer nodig het. Dis nie wat ons doen nie. Die nagmaal herinner ons aan die een volmaakte offer wat reeds gebring is. Hier is die punt. Al die Ou Testament offers, en daar's baie, al die Ou Testament offers, elke offer was 'n preek van Christus. Elke keer wat bloed teen 'n altaar uitgegooi is, was dit 'n sigbare preek van Christus wat sou kom. En wanneer ek en julle nou die offers lees, dan kyk ons na Christus. En luister gou mooi. Die krag van die bloed van Christus is nie so seer in die bloed nie, is in wat dit beteken. Ek gaan dit net vinnig verduidelik in 30 sekondes. As Christus se bloed op sy eie iets kon doen, dan kon hulle net 'n naald ingedruk het en van sy bloed uitgehaal het en dit op grond gegooi het en op die kruis gegooi het en dit sou iets kon doen. Dit is nie wat dit beteken nie. Die bloed dui op die dood van die offer. So ons moet dit reg verstaan. Ons moenie iets maak van dit wat dit nie is nie. Die bloed dui op die dood. Christus moes sterf as 'n offer. So as ons dan saam die nagmaal gebruik, gaan ek dit vir julle lees uit 1 Korintiërs 11 uit. Uit 1 Korintiërs 11, die gemeentes het saam geëet. Paulus spreek 'n klomp probleme aan, want hulle het dit duidelik verkeerd gedoen. Hulle het God nie geëer nie, hulle het nie die nagmaal verstaan nie. Kom ek help julle vanoggend. Hier's 2 reëls vir die nagmaal. Eersteen, jy moet gered wees, jy bely dat jy in Christus is. Daar's 3. Tweede ene, jy verstaan die nagmaal. Teken nie ons verstaan altyd alles volmaak nie, maar dit help partykeer as ons vra het oor kinders en sulke dinge. Jy moet gered wees, jy moet 'n belydenis hê dat jy in Christus is. Jy moet 'n goeie verstaan van die nagmaal hê, want in Korinte spreek hy hulle aan omdat hulle dit nie verstaan nie en dit verkeerd gebruik. En die derde ene is, jy moenie volhard in sonde nie, nê. Hy spreek dit ook aan in Korintiërs. Julle kan nie kom soos julle is, die nagmaal gebruik en net gaan lewe soos wat jy wil nie. So vir almal, ek weet almal is nie lidmate van die gemeente nie, maar almal van wie daardie 3 dinge waar is welkom om saam die nagmaal te gebruik. Jy weet Christus is jou offer. Jou lewe wys dit, jy dra vrug. Tweedens, jy verstaan daar iets daarvan dat 'n offer in jou plek moes sterf. En derdens, jy weet jy gaan nie by daai deur uitstap en moetswillig volhard in sonde nie. As is nie een volmaak nie, dan mag niemand dit doen. Maar ons het berou, ons haat ons sonde en ons bekeer daarvan. 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nou moet julle onthou, dit was met die Pasga naweek, die groot naweek van versoening. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Daar's 'n belangrike woord, gedagtenis, onthou hom. Vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, verbond, nuwe verhouding wat God met ons het, wat vasstaan in Christus, in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Hoor die doel, ons offer nie meer nie, vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die verskil tussen die groot versoen naweek, die Pasga was eenmalig, een keer 'n jaar. Die nagmaal is nie net dit nie, die nagmaal is ook herinnering aan die gereeld saamkom en gereeld herinner word dat ons nou reg is met God, dat ons verhouding met hom reg is.
Die nagmaal is as ware 'n ete in die teenwoordigheid van die Here. Dit is sy uitnodiging, dit is sy instelling, en ek en julle moet gedagte gee daaraan. Levitikus 3 vers 5 sê, dit is 'n lieflike geur. Vergeet die reuk van bloed en vleis wat brand, dis nie waaroor dit gaan nie. 'n Lieflike geur, net vir interessante, daai woord in Hebreëus Nehoa beteken om rustig te raak, om te rus. Daai woord het 'n sterk beklemtoning van dit. God rus en is tevrede met die offer wat in ons plek gesterf het. Dis die lieflike geur, die lieflike reuk wat opvaar na die Here toe.